Die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 11. Ek is professor Danius Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat jy enige van die boeke wat ek geskryf het nodig het. Die Legkaart Studiegids Bybel nommer 3 is ek dag en nag mee besig met die werk. Ons hoop om ons by die einde van die maand, kom ek speel veilig, ek sê die 15de van April, om uit te bring, om word hy gereed te wees, en ons gee aan Jaffa al die eer, dis ure en weke en maande en jare se werk. Dan wil ek net vir u noem dat die onderdompelingsdiens is nou Saterdag die 22ste Maart, dit is 2:00 die middag. Ons wil reeds vra dat almal 1:15 al daarso is. Die hekke word toegehou tot 1:30 toe, en daarna word die hekke oopgemaak. Ons gaan in en die hekke word toegemaak vir veiligheidsdoeleindes. Sou u belangstel in enige van die inligting, sou u belangstel om onderdompel te word, daar is plek. Nou moet jy ons net skakel en ons gee vir u die padaanwysings of die pinnommer, location pin soos dit in Engels sê, en natuurlik die nommers en alles wat met dit gepaard gaan. Gebruik die WhatsApp nommer 0722 367 of gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Nou ja, dis die eerste keer vandat u my ken, dat u sien dat ek sonder my bril werklik opneem. En dit beteken dat Jaffa het deur die dokters 'n groot werk gedoen. Ek het maandag die operasie gehad toe nou in die linkeroog. Albei die lense is vervang, want dit is so verbeter in die kort tydjie dat ek kan vanaand opneem sonder my bril. Sou ek my bril gebruik, het ek 'n baie swakker beeld om vanaf te sien. En dis hoekom ek my bril neergesit het en ek het so gaan opneem. En ek glo dit sal net verbeter en verbeter. Hy het gesê dit vat 7 weke voordat alles 100% reg is. So ons gee aan Jaffa al die lof en die eer en die prys. Hy gebruik dokters ook, en dis soms ook nie stupid is nie. As ons 'n dokter nodig het, ons 'n dokter nodig. Is dit goed so? Ons vertrou Jaffa vir die bonatuurlike wonderwerk, maar ons gee aan Jaffa die eer, want hy werk deur dokters ook. As dit dalk die eerste keer is wat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom, verskriklik welkom. Ek vra gaan na deel 1, begin voor, dis baie belangrik, want hier is 'n baie intensiewe studie oor die boek Henog, Waarheid of Leuns. So jy moet alles van die begin af hê, anders gaan jy nie verstaan wat aangaan nie. Dis uiters noodsaaklik laat jy inteken of subscribe, soos in Engels sê, dis gratis, sodat jy al die kennisgewings ontvang van die verskillende studies. Ek wil ook net hierso verskoning maak. Ons het vir 'n tyd lank probleme gehad. Ons kon nie by alles uitkom nie. Dit is vir my net onmoontlik om alles te gedoen met die operasies en alles en pastorika se siektes en alles. En deur alles te kom, om by alles uit te kom en die boek het probeer klaar kry en met die studente besig wees en met die mense. Dit was verskriklik moeilik. Ek wil ook ons meegevoel betuig teenoor broer Jan en sy broer Jan het gesterf en Suster Mariet Barnos, en ons wil bid en vra vir Vader om hulle as familie deur te dra terwyl waar broer Jan heen gegaan het. Ons gee hom al die eer dat broer Jan die name kon leer ken het en 'n Jaffis geword het, beklee is in die naam van Jaffa tot vergifnis van sy sonde. En ons gebed is dat Jaffa en Mariet gaan deurdra in die tyd en die familie en almal. En ons bid vir hulle dat Jaffa vir hulle voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade. Goed, terug by die reeks. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Maak seker dat jy 'n skryfblok en pen byderhand het, en jy moet 'n seatbelt of 2 saambring elke week, want hier is geestelike skokke wat kom. Dit is verseker. Ek gaan die gedeelte oor die geopenbaarde naam en alles gaan ek verby hardloop, omdat ons nou alreeds vir 'n geruime tyd besig is met dit. Sou dit gebeur dat u meer wil weet
waar ons die bo-natuurlike geopenbaarde name van Jaffa, Jaffa, Shua en die Ruach HaKodesh gebruik, kan u my persoonlik kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 en dan gaan ek vir u alles verduidelik. Die boek Henog, Waarheid of Leuns. Nou ons luister na Albright se kommentaar wat eintlik een van die hoofsprekers is. Hy's nie die skrywer nie. Daar's nie een skrywer van die boek Henog nie. Hy het verskillende auteurs wat almal natuurlik vrymetselaars was. Hulle gaan nou 'n movie maak omtrent Henog. Ek wonder of hulle gaan praat oor die leuns. Hulle kan met my praat. Ek kan hulle altyd help met die boek daarso as hulle die waarheid weet, né? Henog as mens. Nou vanaand beweeg ons in 'n baie interessante gedeelte in. En soos ek gesê het, ek hoop u het 'n seatbelt of twee saam. Want jy moet luister na die snert wat hulle praat. Die gelykenisse van Henog oor die goddeloses en die regverdiges en Henog se woorde van seën waarmee hy sekerlik Jaffa die Almagtige die uitverkorenes waar hy die uitverkorenes. Nou vra ek, wie's hulle? As Henog skryf in die 7de geslag van Adam af, wat het hy geweet van uitverkorenes? Hulle kon nie eens behoorlik skryf daai tyd nie. Ek kan vir sê hoe ver was hulle agter met skryf. Dat prentjieskrif was nog die inding gewees in die Egiptiese tyd. Kan jy dit dink? In die Egiptiese tyd is die beste part van 3000 jaar na, 2500 jaar, 3000 jaar na die tyd van Adam, die geskiedenis van Genesis. Gaan kyk na Egipte, die apokryfe, gaan kyk daar. Dit is alles prentjieskrifte. Die uitverkorenes, wie's hulle? Die regverdiges, wie's hulle? Is geseëndes het, die wie die dae van verdrukking sal lewe, wie in die dae van die verdrukking sal lewe. Nou vra ek, watter verdrukking? Wat het Henog en die 7de geslag van Adam af van verdrukking geweet? Hulle het eers alfabet gehad nie. Hoe het hulle geweet van 'n verdrukking? Die groot verdrukking? Nou vra ek, wie in die dae van die verdrukkinge sal lewe? Die groot verdrukking volgens die boek Openbaring, of die tydelike verdrukking wat elke geslag ondervind, is als in hakies gewees. In die tyd wanneer die bose en die goddelose verwyder sal word. Psalm 1. In die tyd wanneer die bose en die goddelose verwyder sal word. Nou gebruik hulle Psalm 1. Hier verwys die skrywer na die hele Psalm hoofstuk 1 en nie net na 'n sekere versverwysing in die genoemde hoofstuk nie. Nou wil ek net sê, in die tyd van Henog het die boek Psalms nie eens bestaan nie. Hoe stupid kan 'n ou wees? Kan jy sien die hand van die vrymetselaars in die 16de eeu? Natuurlik, toe was die Bybelboeke ook al daar gewees vir 1600, 1400 jaar. Nou sê hy, hierdie verwys die skrywer na die hele Psalm hoofstuk 1 en nie net na sekere versverwysings in die genoemde hoofstuk nie. Wanneer ons nou Psalm hoofstuk 1 gaan lees, sal jy vind dat dit nie bevestig wat dit gesê is nie. Kom ek lees net weer wat het Henog gesê. Henog gesê, wat hy nie gesê het nie. Die gelykenis van Henog oor die goddelose en die regverdiges en Henog se woorde van seën wanneer hy die uitverkorenes, en die regverdiges, geseën het. Die wie die dae van die verdrukking sal lewe. In die tyd wanneer die bose en die goddelose verwyder sal word. O nee, Henog het nie geskryf van sy tyd nie. Hy het geskryf van die tyd wat sou kom. Hoe sou hy dit geweet? Hy kon nie die woord groot verdrukking spel nie, man. Kom ons lees Psalm hoofstuk 1. Psalm 1 vers 1. Welgeluksalig, luister wat sê koning Dawid. Welgeluksalig is die man, ek wil ook sê en die vrou, wat nie wandel in die raad van die goddeloses, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Hy praat niks hierso van die verdrukking nie, want onthou, hy verwys na
die verdrukkinge, die regverdiges, die uitverkorenes. Hy verwys na die wie in die dae van die verdrukking sal lewe. Dan wys hy na Genesis, Psalm hoofstuk 1. Nou toe ek sommer die hele Psalm 1 gebruik is, so in vers 1 praat nie 'n woord van verdrukking nie. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad, man en vrou wat nie wandel in die raad van die goddeloses, en nie staan in die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie. Vers 2. Maar sy of haar behaag is in die wet van die Here. Nou wat het Henog van die wet van die Here geweet? En Here, H-E-R-E, hoofletters. Hy het nie eens geweet wie of wat Here beteken het nie. En hy oordink sy wet dag en nag. Nou as jy kyk na Psalm 1 vers 2 en hy oordink sy, daai sy moet 'n hoofletter wees. Jahwe se wet dag en nag. Niks van enige verdrukking nie. Vers 3. En hy en sy sal weer soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte gee op hulle tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedig uit. Niks van enige verdrukking nie. Soos die goddelose mense nie, maar soos kap wat die wind verstrooi. Niks van die groot verdrukking nie. Daarom sal die goddeloses nie bestaan in die oordeel en die sonders nie in die vergadering van die regverdiges nie. Niks van enige soort groot verdrukking nie. Want die Here, H-E-R-E, hoofletters, ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Niks van enige soort verdrukking nie. Klein verdrukking, groot verdrukking, tydelike verdrukking, niks, aziko, nothing. Nou wil ek vir u wys, hoekom het ek vir u hierdie hele gedeelte gelees? Om vir u te wys hoe word mense in katrol, soos 'n visie aan 'n lyn, deurdat hulle vers of skrifgedeeltes gebruik wat nie relevant is aan die onderwerp wat bespreek word nie. Niks. Maar hulle haal 'n skrifgedeelte aan om die, ek wil amper sê, om die stupid ou te vang. Dat hy sê moet glo, hierdie is ouens, hierdie is skrif. Dan het dit niks verwysing nie. Weet jy wat, ons het dit uitgevind by die NAR ouens. Wanneer hulle preek, haal hulle soveel skrifgedeeltes aan, wat niks met die onderwerp te doen het nie, wat myle verwyder is van die onderwerp. En dan glo mense dit, net omdat hulle dit aangehaal het, om in die boek Henog praat van psalms, die boek Psalm 1. Nou gaan ons aan wat die boek sê, en hy, dis Henog, hy sy gelykenis begin deur te sê, Henog, 'n regverdige man wie se oë deur God geopen is. Sê my, wat het Henog geweet van God af? Wat het Henog enige iets van God af geweet, en van 'n gebedslewe, en van heiligmaking, en van nougesed lewe, en wat het hy geweet daarvan? Hy het geweet die aarde was rof gewees, dit het hy geweet. Dit het hy geweet. Maar wat het hy geweet enigstens van hoe jy sonde klassifiseer? En wat se straf wat was daar vir wat se soort sonde gewees? Mag ons nie sin nie. En hy Henog het sy gelykenis begin. Hy het sy gelykenis begin. Luister wat sê, deur te sê, Henog 'n regverdige man, wie se oë deur God geopen is. Het 'n gesig van die heilige een in die hemel gesien. Genesis 5 vers 23 en 24. Hy, Henog, het Jahwe gesien in die hemel. Weet jy wat? My Bybel sê, geen mens kan Jahwe sien en bly lewe nie. Geen menslike oog kan hom sien en bly lewe nie. Hy sê vir my, as Henog hom gesien, as hy Henog vir Jahwe, God soos hulle hom noem, lewendig gesien het, hoe kon hy dit nog eers geskryf het? Of het hy eers gesê, sorry, wag net so 'n bietjie Vader, ek gaan dit eers gou geskryf, dan kan jy my ook maar wegvat. Verstaan? Want hulle sê dat Henog het lewendig in die hemel opgevaar. By die tyd weet jy, dit is 'n fabel. Jy kan net sowel in rooi kappietjie en die 7 dwergies glo, as wat jy glo dat Henog het lewendig in die hemel opgevaar. Daar's nie een skrifgedeelte in die hele Bybel wat dit sê nie, en ons het dit reeds behandel, ons gaan weer aan dit raak. Kom ons lees, wat sê Genesis 5 vers 23.
Ek wil net weer die aanhaling uit die boek uit aanhaal. En hy, dis Henog, het sy gelykenis begin deur te sê, Henog, 'n regverdige man wie se oë deur God geopen is, het 'n gesig van die heilige een in die hemel gesien. Genesis 5 vers 23 en 24. Kom ons lees dit. Dan ons sal uitvind dat ons reeds in die inleiding hierdie spesifieke skrifgedeelte behandel het. Dit lees Genesis 5 vers 23. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. Dis wat vers 23 sê. Vers 24. Henog het met God gewandel. Hy sê nie Jaffa nie, want hulle, ek lees uit die boek Henog uit. En Henog het met God gewandel. Nou die Bybel sê, het met Jaffa gewandel. Ons glo in die openbare name. En hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Onthou wat ons gesê het. As ek môre dood is, dan is ek weggeneem. Dit beteken nie, ek is nie, kom ek net sê, ek is nie meer daar nie. Ek is nie meer daar om opnames te maak en goed nie. Iemand anders te gaan moet doen. Maar ek is weg. Dit sê nie ek het lewendig in die hemel opgevaar nie. Common sense, né? Kom ons lees nou weer verder. En hy Henog het sy gelykenis begin deur te sê, Henog, 'n regverdige man, wie sy oë deur God geopen is. Jy moet my verdra dat ek die woord God te goed hier gebruik, soos dit in die boek staan. Het 'n gesig van die heilige een in die hemele gesien. Genesis 5:24, wat ons nou bestudeer het. Wat deur die engele aan my dus Henog gebring is. Hoe het Henog gewys hoe lyk 'n engel? Dis die volgende vraag. Hoe het hy geweet hoe lyk 'n engel? Wat deur die engele aan my dus Henog gebring is, en by wie ek dus Henog alles gehoor het, en deur hulle, naamlik die engele, het ek Henog begryp, terwyl ek kyk, dat dit nie op my Henog se geslag van toepassing is nie, maar op 'n verre aparte een wat nog moet kom. Daniël 12 vers 4. Hoe het Henog geweet van Daniël 12 vers 4? Vertel my dit. Sien nie die rad wat hulle voor die mense se oor draai? Ai, ek kan dit nie glo nie. Kyk hoe weerspreek hulle self. Eerstens het ons verstaan dat die engele het gekom om met Henog te praat, want hy het in die bose tyd gelewe. Genesis 6 vers 1 tot 8 praat van die reëse, nie Nephilims nie, die reëse wat op die aarde was, en die bose tye en alles. Ons gaan van dit kyk later aan. Maar dit was die bose tyd. Maar nou kom hy, en die skrywers hierso, hulle is net so lekker stupid. Want onthou hulle is ook 'n klomp vrymesselaars, né? So op die einde van die dag moet hulle 'n sekere teologie dryf. En dit is wat die Katolieke geglo het. Die boeke wat opgegrawe is hier, en die manuskripte daar, en ons moet sien die jare wat dit gekry is. Nie een iets wat van die oorspronklike tyd kom, van die 2de eeu of die 3de eeu, en selfs, verstaan nie wat ek van praat. En hulle, naamlik die engele, het ek Henog begryp, terwyl ek kyk dat dit nie op my, dis Henog se geslag van toepassing is nie. So die boek van Henog is nie van toepassing, hierdie vrymesselaars is skerp. Nou sê hulle vir jou, Henog het alles geweet wat in die tyd gaan gebeur. En ek hoop jy het 'n paar seatbelts saamgebring. Die gesig van toepassing is nie, maar op 'n verre aparte een wat nog moet kom. En dan gebruik hulle Daniël 12 vers 4. Kom maar lees ons Daniël 12 vers 4. Ek hou daarvan om die goed te lees wat die ouens sê. Dan kan ons mos sien, dit is nie ek wat dit gesê het nie. Dit staan in die boek geskryf. En jy Henog, hou die woorde geheim en verseël die boek. Nee, ekskuus tog, nou sê ek jy Henog. En jy Daniël, dis Daniël 12 vers 4. Nou dit is hier's waar die engel Michael, nie is die engel Gabriel nie, die engel Michael. En jy Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek. My vraag is watter boek? Tot die tyd van die einde toe. Waar sal deursoek? Ek sê wat? Die boek Daniël of die boek Henog? Jy sien, hulle gebruik nou dit wat hier in Daniël geskryf is, oor wat Jaffa vir Daniël gewys het, in Daniël 12 vers 1 tot 13. Dit is groot verdrukkingstyd, wat op pad net wat gaan gebeur, na die wederkoms wat Henog niks van geweet het, en al die goed nie. Hy kon dit nie eens spel nie, hy kon dit nie eens dink, nee, nou maak hulle asof Jaffa vir Henog gesê het, verseël dit, tot hulle speel op die gedagte, wat die engel, wat vir Jaffa, vir die engel sê so,
En jy Daniel, hou die woorde geheim. Die engel sê vir Daniel, hou jy die woorde geheim, die engel Michael, en verseël die boek tot op die tyd van die einde toe. Nou klink dit asof dit nou Henog se boek is, maar dis Daniel se boek. Baie sal deursoek en die kennis sal vermeerder. Nou maak hulle asof dit is om die boek Henog te verstaan. Niks met die boek Henog te verdoen nie. Hulle saai verwarring. Dis al wat die NHR doen. Hierdie is maar NHR geïnspireerde goed. Alhoewel daai tyd nie 'n NHR bestaan nie, maar die Vrymeselaars het die boek geskryf. Hy sê, wat betref die uitverkorenes, het ek dus Henog gesê, ek het my gelykenis aangaande hulle begin. Die uitverkorenes. Nou wat sê Henog van 'n eindtyd gewees het en 'n verdrukking gewees en van uitverkorenes. Hulle kon nie eens behoorlik praat nie. Hulle kon nie eens behoorlik skryf nie. Wie die boek Genesis geskryf? Henog of wie? Moses. Adam kon nie eers skryf nie. Want hy het nie sy eie boek geskryf nie. Moses, 3000 jaar later, skryf oor wat in die 5 Pentatoog boeke gebeur het. Die Torah, waarvan Genesis die eerste boek is. Die skepping. Die ontstaan van die skepping en die skepping. So, hoe kon Henog sy eie goed geskryf? Hy kan nie. Hy kon nie skryf nie. Moses was die eerste ou wat vir hulle geskryf het, wat die geskiedenis geskryf het. En sien, die ongeluk van alles is, dat die gewone, godsdienstige kerkganger, weet nie die dinge nie. Meeste teoloë en pastore weet die goed nie eers nie. En predikante nie. Hulle weet nie. Nou kom hy sê, dat op die einde van die dag, het Moses het aangaande hulle geskryf. Nou lyk dit of het Henog was. Nee. Wat betref die uitverkorenes het ek Henog gesê, ek het my gelykenis aangaande hulle begin. Die allerheiligste sal tevoorskyn kom uit sy woonplek. Sê vir my, wat het Henog 7 geslagte na Adam van die allerhoogste heilige geweet en 'n verskyning? Maar die ouens in die 16de eeu, toe hulle die boek skryf, het hulle al die kennis gehad oor die goed. Hulle het die Bybelboeke gehad. So, nou gebruik hulle die inhoud van die Bybel om te maak of asof Henog dit gesien het. Die allerheiligste sal voorskyn kom uit sy woonplek. En die ewige God sal op hierdie aarde wandel. Ook op die berg Sinai. Wat het Henog van die berg Sinai geweet? Die berg Sinai in Israel. Waar bly Henog? Eentjie buite kan die paradys. Wat logic sê net vir my, wat weet Henog van die allerheiligste en sy verskyning en sy woonplek? En die ewige God sal op hierdie aarde wandel. En ook die berg Sinai uit sy heiligdom sal hy tevoorskyn kom. Dit is seker, die berg Sinai is waar die tempel gebou is. In Jerusalem. So wat het hy geweet van 'n tempel? Niks. Hy sal tevoorskyn kom en in die krag van sy mag vanuit die hemele verskyn. Het Jahwe uit die krag van sy mag uit die hemele verskyn in die tempel? Ja, wanneer hulle die bloed aan die gerubs van die verbondsark gesmeer het. Tot op 'n stadium dat in Nebukadneser se tyd, dat Nebukadneser die tempel afgebreek is en die verbondsark weggesteek is en hy nooit gevind is nie. En nadat die tempel, die tweede tempel, wat eintlik die derde tempel is, gebou was, die een wat Titus afgebreek het, daar was geen verbondsark daar gewees nie. Niks. Want toe Jahwe aan die kruis sterf, niemand het die verbondsark gesien nie. Hy was weg van 570 voor Jahwe. Toe die koning van Babylon, Nebukadneser, Jerusalem ingeval het en die tempel van Salomo afgebrand het. Verstaan jy? Sien, tot vandag toe is daar nie 'n verbondsark nie. Wanneer sê hulle gaan nou 'n fiberglass een maak, wat nes die een gaan lyk. Hulle gaan met goud beslaan en alles. So sê vir my, dink jy dat
krag van God gaan neerdal, soos hulle hom noem. Krag van Jaffa gaan neerdal in 'n fiberglass verbondsark. Waar kry julle die Torah? Waar kry julle die staf van Moses? Waar kry julle die manna om binne in te sit? Dis die goed wat die verskil gemaak het. Die ander ding was net 'n boks wat gemaak was. Die twee engele met die gerubs. Verstaan? So jy kan dit doen net wat jy wil. Jy kan met goud beslaan, jy kan hom met nikkel maak, jy kan hom maak met silwer, jy kan hom maak net wat jy wil. Dit raak nie aan die teenwoordigheid van Jaffa nie. Nou sê hy, die allerheiligste sal voorskyn kom uit sy woonplek en die ewige God. Hy sê allerheiligste sal voorskyn kom uit sy heilige plek en die ewige God sal op hierdie aarde wandel. Ja, Jaffa het ook deur Jafashua op die aarde gewandel. 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid soos groot. Jaffa is geopenbaar. Hy sê en onteenseglik die verborgenheid van godsaligheid so Jaffa is geopenbaar in die vlees, geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig oor die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in die heerlikheid. 1 Timoteus 3 vers 16 gaan lees dit. Het Jaffa aarde toe gekom? Nee, hy het in Jafashua gewandel. Toe Jafashua geonderdompel is en die roog op hom neerdal, en die stem in die hemel sê, dis my geliefde seun, en wie ek welbehaag het, toe ontvang die seun die regterarm van die Vader. En dis hoe Jaffa op die aarde gewandel het. En dis wat maar hy het nie 'n klou gehad van die berg Sinaï nie, en van 'n heiligdom of 'n tempel nie. Ek wil daai skrif, daai nommer 4 weer lees. Die allerheiligste tevoorskyn kom uit sy woonplek en die ewige God sal op hierdie aarde wandel, ook op die berg Sinaï en uit sy heiligdom tevoorskyn kom en in die krag van sy mag vanuit die hemele verskyn. Het jy mooi verluister wat word beweer? Kom ons lees ons net weer waar die hele Bybel staan. Wat 'n vers verwys is aantekeninge. Terwyl Jaffa die Almagtige self verklaar dat hy nie in tempels woon wat met mensehande gemaak is nie, maar dat ons liggame die tempel is waarin die Ruach HaKodesh woon. Nou vra ek net, in hierdie Nuwe Testament, wie lieg vir wie? Kom nou lees ons verder. Nou sê die boek hier nog, en almal. Nou vra ek, wie is die almal? Jy sê nou gebruik hulle aanhaling, en almal. So nou lees daai ou wat nie so lekker is, die boek hier nog vir die eerste keer, en almal, so ek moet ook dan. Want die meerderheid is ons nog almal. Jy sien hoe speel met woorde. En almal, wie is die almal vraag, sal deur vrees aangegryp word. En die wagters sal sidder en tot aan die eindes van die aarde sal groot vrees en bewing in hulle harte besit. Eindes van die aarde, wat weet jy nog van die eindes van die aarde? Hy sukkel om 'n bestaan te maak. Nommer 6, en die hoë berge sal geskit word, en die hoë heuwels gelyk gemaak word, en dit sal soos was voor 'n vlam smelt. Hierdie versgedeelte is na die slag van Armageddon, wat dit verwys. Wat het jy nog van die slag van Armageddon geweet? Niks. Hy weet niks van vegvliegte en atoombomme en missiele en die goed nie. Hy sê, dit sal soos was voor 'n vlam smelt, en die aarde sal heeltemal in twee geskeur word. Die aarde gaan in twee geskeur word, en alles wat op die aarde is, sal tot niet gaan. En daar sal 'n oordeel oor alle mense beveel word. Daai oordeel is Openbaring 20 vers 11 tot 15. Dis wanneer Jafashua die wit troon oordeel gaan vel oor die goddelose na die slag van Armageddon. Na die bruid al 7 jaar en 105 dae in die hemel is by Jafashua. Luister wat sê hy. Ek gaan nou, jy moet mooi luister. Jy sien ons mis goed baie maklik. En daar sal 'n oordeel oor alle mense beveel word. Alle mense, wat van die bruid van Jafashua, wat reeds vir 7 jaar 105 dae in die hemel by hom is. Openbaring 20 vers 11 tot 16. Nou gaan hy en sê, ek Johannes, nie hier nog nie. Nou, ek lees vir u, Openbaring 20 vers 11 tot 15. Ek Johannes, nie hier nog nie, het 'n groot wit troon gesien. En hom, dis Jaffa die Almagtige, wie daarop sit, vir wie die aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar's geen plek vir hulle gevind nie. Vers 12, en ek, Johannes, nie hier nog nie, het die dode klein en groot vir Jaffa die Almagtige sien staan,
En die boeke is geopen, 'n ander boek, die boek van die ewige lewe. En die dode, watter dode? Die ongoddelike dode. Nie alle mense nie. Kyk wat sê. Die bruid sit dan op die trone. Openbaring 20 vers 4. Die bruid sit as die jury op hierdie oomblik. As Henog gesê het alle mense, dan sit alle mense. Ek sien Henog het niks weet van die bruid nie. En nog minder het die klomp vrymesselaars wat die boek Henog geskryf het, iets daarvan geweet. Hy sê daarso vir ons in vers 12, en ek Johannes, nie Henog nie, het die dode klein en groot voor Jahwe die Almagtige sien staan. En die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En die dode, die ongoddelike dode, nie alle dode nie, is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Nie alle dode nie. Die ongoddelike dode is geoordeel. Hoekom? Hoekom nie almal nie? Want die bruid is 7 jaar en 105 dae terug al opgeraap by die Parousia, weggetrek, by die wederkoms van Yeshua. En Openbaring 20 vers 4 sê, ons sit op trone. En ons is deel van die jury, ons gaan die oordeel uitspreek. Vers 13, en die see, dit is natuurlik Openbaring daar, en hy sê, en die see en die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en is geoordeel elkeen volgens sy werke, en die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp, dis die tweede dood. Die eerste dood is wanneer die mens gesterf het. En as in vers 15, en as het bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, het hy in die poel van vuur gewerp. Nou wat ek nou hier gaan doen, ek wil hierso stop, want die tyd het ons gevang. En van hier af moet jy 2 seatbelts saambring. Want 1 gaan te min wees. En ek wil nie jy moet beseer raak nie. Ek dink ek wil die Engelse terme gebruik. Ons begin nou bietjie dieper in die snert wat in die boek hier nog geskryf staan, wat as evangelie verkondig word, veral onder die Israeliese ouens. Ek hoop julle klomp Suid-Afrikaanse cowboys luister na hierdie rubbish wat hier geskryf word. Want dit is niks anders dit nie. Leuns. Moenie weghardloop nie. Sit en luister na dit wat hierso geskryf staan. Dan vra jy net, hoe is dit moontlik dat ons dit kon glo? Maklik. Die mense is gewoon godsdienstig om aan hulle neuse gelei te word. Die protestante het nog nooit in hulle lewe self probeer dink nie. Hulle moes altyd gedra word en aan hulle neuse gelei word. Tot volgende week as Jaffa Lewe Sondagspaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.